Dit is 'n kosbare voorreg vir my om jou vanoggend hier te sien. Baie welkom, baie dankie vir jou hier wees. Ek gaan net nou vir ons maas ook dankie sê. Ekskuus. Dit is nie 'n woord nie, dit was reg, dit is reg. Vir ons maas ook mooi dankie sê vir hulle harte en vir hulle ma wees. Is vir my 'n kosbare voorreg dat jy besluit het om dit met ons te deel in hierdie dag. Soos wat jy agtergekom het, is David nie vanoggend hier nie, so ons gaan saam met die CD sing. Ek vra vir jou asseblief om mooi saam met my te luister en dan sing ons lekker saam, soos wat ons altyd doen, en dat ons dan saam met mekaar ook die ervaring het van die musiek as God se woord in hierdie mooi dag. Geliefdes, ons begin dan vanoggend se erediens en ons sing saam met mekaar die 176. Ons gaan dit 2 keer sing, soos wat ek gesê het, saam met die musiek. Kom ons luister mooi en sing dit lekker saam met my. Die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees, my en jou trooster. Amen. Geliefdes, ons sing tot eer van die Here, Psalm 33, die eerste, die 6de en die 7de strofe, en daarna lied 530, die eerste, die tweede en die 3de strofe, sing dit saam met my. By
Dit is ons kindertyd vanoggend. Wil ek sommer namens ons as kinders van my ma's ook hier, ek is ook nog 'n kind. Ons as kinders die kans gebruik om vir ons ma's net sommer dankie te sê. En dit is maar wat 'n ma is. Sonder ma's sou ons nooit gewees het nie. Sonder ma's kon nie een van ons bestaan het nie. En vanoggend is daar ma's se harte wat bly is omdat hulle kinders rondom hulle het. Daar's ander ma's wat nie hierdie voorreg het nie en daar's ander ma's wat al groot verliese beleef het met kinders en oor kinders. Maar vir elke ma hart wil ons vanoggend dankie sê as kinders. Dankie dat julle altyd julleself gee. Want dis wat 'n ma doen. 'n Ma sit haarself altyd daarvoor. Sy gee altyd sonder dat sy kyk om te kry. En so baie keer dan gee julle self en julle gee julle self sonder om na julle self te kyk. So vanoggend ons dankie. Psalm 131 is 'n psalm wat ek later in die erediens weer oor wil praat. En hulle sê dis Dawid wat hierdie psalm geskryf het en dan skryf hy oor sy ma. En hy sê in daardie psalm oor groot dinge wat bo my vermoë is, maak ek my nie besorg nie. Hy sê net soos wat 'n kind by sy ma rus vind, so vind ek by God rus. Ek wil vanoggend met jou praat oor God se rus, maar vir hierdie paar oomblikke net hierdie beeld. Jy weet dit. As 'n kind moeilikheid het en hy of sy gaan sit op sy ma se skoot en sy ma druk daardie lyf, al is dit hoe groot, styf teen haar vas, dan besef hy dat hy hom nie hoef te besorg oor groot dinge wat bo sy vermoë is nie. Want sy ma is daar, haar ma is daar. En daar's niks in hierdie wêreld wat
sal maak dat hierdie ma hierdie liefde prys gee. As die kind daar opstaan, dan is haar probleem of haar krisis dalk nog dieselfde. Maar haar hart is anders, want haar ma het gesê, dit sal reg wees. Sy ma het gesê, maak nie saak wat nie, sy sal sorg. Dawid sê, dit is wat God met ons doen. Hy hoor, hy weet. As daar die kind daar sit, dan kry hy of sy vrede. En dis wat ma's gee. Vrede, al verstaan ons dit nie. Dis wat ek en jy op God se skoot moet vat. Ek gaan vanoggend vir jou die bekende gedeelte lees uit Matteus 5 oor geseënd wees. Nou seëning is eintlik bedoel om ons vrede te gee. En dan skryf Matteus, toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het sy disippels na hom toe gegaan. En hy het hulle geleer en gesê, geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God seën. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Ek wil sommer net een deel van hierdie kosbare gedeelte met jou deel. Geseënd is die vredemakers. Geseënd is hulle wat vrede gee, want hulle sal kinders van God genoem word. Tot sover wil ek vanoggend vir jou lees. Mag God jou en my vanoggend met vrede in ons harte seën. Mag hy dit stil maak in ons harte. Mag hy met elkeen van ons dit praat wat ons nodig het om te hoor. Mag God ons seën met sy woord. Voordat ons aangaan, geliefdes, wil ek saam met jou bid. Kom bid saam. Here ons God, kosbare voorreg, waar ons maas en verhoudings in hierdie dag op 'n spesiale manier koester. Here, U het self die voorreg gehad om 'n moeder te hê. U het self in haar oë gekyk. U het self die seer en die swaar en die pyn wees van haar beleef, van ma wees. Maar U het ook die vreugdes, die omgee, die uitmatige vrede en vreugde van ma wees by haar gesien. Dankie dat ons vir U kan dankie sê vir ons maas in hierdie oggend. Ek bid vir elkeen van hulle se harte. Ek bid vir hulle menswees. Ek bid dat U elkeen van hulle sal seën met alles wat hulle nodig het
met krag, met liefde, maar bo alles, o Here, met vrede. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, omdat U ons God is. As ons saam met hulle hierdie dag leef, dan bid ek ook vir vrede vir elkeen van ons se harte. Geef vir ons weer kansse om mekaar te waardeer. Geef vir ons weer kansse om mekaar se harte te sien en te beleef. Geef vir ons kansse, Here, om weer te besef dat hierdie lewe kort is en dat U die gewer daarvan is en dat dit so kosbaar is dat ons dit net kan aangryp. As ons nou onsself regmaak om U woord te hoor, maak dit stil in ons en gee vir ons die voorreg om werklik te hoor. Ons bid hierdie nie omdat ons iets daarvan verdien, maar ons bid dit omdat U ons God is en ons weet dat U altyd vir ons sorg. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons het 'n paar keer vanoggend oor geseënd gepraat. Ons het oor 'n paar keer vanoggend al oor vrede gepraat. Ek dink ons lewe in 'n lewe en in 'n leeftyd waar dit skaars ervarings en kommoditeite is. As ek en jy vir mekaar sê dat ons geseënd is, dan is daar skielik 'n klomp dinge wat voor ons kom staan wat daardie woorde vir ons wil uitkanselleer. Want wanneer ons oor seëning praat, dan wil ons baie keer net dink aan die mooi en die goed en die groot. Ons wil baie keer net dink aan daardie dinge wat ons vir onsself wens. As ek en jy sê dat ons geseënd is, dan sê ons eintlik dat vir vandag ons vrede het met alles wat God vir vandag vir ons voorsien. Vir vandag sê ons, is ons harte vol vrede oor die tyd wat ons het. Vir vandag is ons harte vol vrede vir die kanse wat ons het. Vir vandag is ons harte vol vrede vir die mense wat God ons mee geseën het en waarmee ons lewens kan deel. So op 'n dag soos vandag, wanneer ons praat oor vrede en seëninge, moet ons eintlik vir mekaar vra, maar wat vat ons vrede? Wat maak in ons lewens dat ons na hierdie lewe kan kyk en nie daardie vrede kan ervaar waarvan die psalmskrywer gepraat het in Psalm 131, waar hy sê, oor groot dinge bo my vermoë, maak ek my nie besorg nie, want ek het rus by God gevind. Ek sit op God se skoot en ek ervaar vrede. Wat is dit wat daardie vrede vat? As ons na Jesus se lewe kyk, is daar eintlik van geboorte af nie iemand anders wat se vrede eintlik moes gevat gewees het nie. Van geboorte af hou hierdie wêreld nie vir hom van hom nie, en ons kan 'n klomp voorbeelde vir mekaar gaan noem. Maar tog is hy die een wat met sy lewe vrede wys. Tog is hy die een wat vir ons wys dat hy op 'n manier kan kyk en al gaan die lewe rondom hom deurmekaar en al hou hierdie wêreld nie van hom nie, en al beleef hy alles wat swaar en seer is, kan hy sê dat hy vrede het. Ja, hy lewe in 'n vreemde wêreld.
Maar ek en jy lewe in daardie selfde wêreld. Hy is nooit self siek nie, maar hy het baie siekes rondom hom wat hy genees. Mense wil hom die hele tyd misbruik en gebruik en mense wil die hele tyd sy vriend wees of naby aan hom wees om hoopvol te hoop op 'n wonderwerk of iets spesiaals wat hy dalk vir hulle kan gee. Hy is onskuldig. En dan word hy onregverdig verhoor. Hy word doodgemaak en aan 'n kruis opgehang. En nog steeds kan hy aan die einde van daardie proses met vrede afkyk en vir sy Vader vra, vergewe vir hulle. Ja, wys vir hulle vrede wat hieronder is, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy wys dat niks sy vrede kan vat nie. Hoe doen ons dit, geliefdes? Hoe gaan sit ons op God se skoot? Ons druk ons koppe styf teen sy bors vas. En dan besef ons dat alles wat hier rondom ons aan die gang is, maak nie saak hoe daardie gesig lyk of hoe daardie prentjie lyk of hoe daardie toneel lyk nie. Maak nie saak wat ons beleef nie. Hoe staan ons daarop en sê ons het vrede? Hoe maak ons met hierdie dinge wat ons vrede vat? Jesus sê vir ons dat vrede nie 'n ding is wat ons vir onsself kan gee nie. Vrede en vreugde is ook nie 'n ding wat die wêreld of ander mense vir ons kan gee. Ek dink Jesus leer vir ons dat vrede en vreugde nie iets is wat iemand of iets vir jou kan gee nie. Vreugde is iets wat God gee. Vrede en vreugde is iets wat God vir my en vir jou in ons lewens gee. Dis 'n vrede wat die wêreld nie verstaan nie. Dis 'n vergifnis wat die wêreld nie ken nie. Dis 'n stuk genade wat ons verstande nie kan uitmaak nie, of wat ons verstande nie eers kan begryp nie. Maar dis net God. God wat vanoggend vir my en vir jou sê, soos 'n kind by sy ma vrede kry, wil ek vir jou vanoggend vrede gee. Dis 'n geskenk van God die Vader. Jesus ken daardie geskenk, want hy ken God se hart. Hy's deel van God en hy weet dat daar nie 'n einde is aan God se liefde en sy voorsiening nie. Hy weet dat God hom nooit in die steek sal laat nie. Hy weet dat God nooit sy hand sal los nie. En daarom kan hy vrede kry. Dis daardie vrede wat mense sien en nie kan begryp nie. Dis daardie uitdrukking op Andreas se gesig. As daar 'n klomp mense sit en daar's te min kos en Jesus deel die brode en die visse uit, maar dit raak nie op nie. Dis daardie uitdrukking op die melaatse se gesig wanneer hy weer na sy arm en na sy lyf kyk nadat Jesus gepraat het en hy gesond is. Dis daardie uitdrukking op die verlamde se gesig as sy lyf nooit wou saamwerk nie, en net nadat Jesus met hom praat, hy bed optel en stap en hy gesond is. Is daardie uitdrukking van 'n pa wat oor die verte kyk en wag vir sy seun om huis toe te kom,
en dink dit gaan nooit gebeur nie, en dan op 'n dag daar die beeld sien kom, en daar die skadu sien aankom, en dan is die verlore seun weer terug. Is daar die uitdrukking, wanneer ek en jy 'n klomp dinge in ons lewens vir onsself opmaak en bymekaar maak hier in ons koppe, en dink dit kan nooit nie. Dink dit is onmoontlik. Dink dit is onmoontlik om vrede te hê in hierdie wêreld wat net onvrede skree. En dan kom verras God. Dan kom gee God. Dan kom wys God. Hier is 'n vrede om te weet. En wat weet ons? Ek en jy weet, jy is God se. God het jou gemaak om syne te wees. Ek en jy weet dat hierdie God ons Vader is, en dat niks ons ooit uit sy hand kan ruk of kan wegvat van sy liefde is nie. Ek en jy weet dat hierdie God alles weet. Alles. Selfs daar waar niemand anders weet of kan sien nie, daar waar mense of vriende hande nie kan aanraak nie, daar weet hy. En as ons hierdie beloftes hoor, dan wonder ons maar, hoe kan dit? Hoe kan God eintlik vir my lief hê? Hoekom is God vir my so lief dat hy sy enigste seun stuur na hierdie wêreld toe, en ek maar partykeer 'n klomp verkeerde dinge doen en nie eers dankbaar is vir hierdie liefde en hierdie omgee nie? Hoekom doen God hierdie dinge as ek sukkel om te vertrou en te hoop en te glo en te weet? Hoekom is dit? Want in ons harte voel ons nie werd nie. Maar dan sê God, dit het eintlik niks met my en jou se gevoel te doen. God het ons lief, omdat hy jou en my met sy eie hande gevorm het. God het jou lief, nie omdat jy oulik of mooi of goed is nie. God het jou lief, omdat hy jou gemaak het om jou lief te hê. God het jou lief, ten spyte van jouself. God sorg altyd, ten spyte van onsself. Vanoggend wil God hê dat ons dit moet hoor. Dat ons, as ons na hierdie lewe kyk, en ons soek vrede, ons soek rus, ons soek daardie ervaring van 'n ma se skoot, dat ons sal gewoond raak, dat ons nie self te hoef nie. Dat ons nie so besig hoef te wees met hierdie wêreld, dat ons dink dit hang van ons kragte en ons mag af nie. Dat ons nie so hard te hoef probeer om te wees, dat ons naderhand moeg raak van wees nie. Dat ons net kan weet, dat God vir ons vrede gee. Ek gaan jou net nou met God se seënbede groet, en ek vra dit baie vir jou, dat jy mooi daarna sal luister, want dit is nie net 'n gebed nie, dit is 'n voorreg wat ek het om vir jou te sê, dat God se vrede by jou sal wees. Dit gaan binne in jou lewe wees. Wat moet ek en jy doen? Ons moet dit vat.
Ons moet daardie vrede en vreugde wat God gee, ons sin maak. Ons moet dit die bril maak waardeur ons na alles kyk. En dan sal ons vrede sien. Al is daar nie in hierdie wêreld 'n teken daarvan nie. Dan sal ons vreugde sien, al is ons omstandighede hoe negatief en hoe swaar. Maar dan sal ons vir God sien. Dan sal ons sy vrede sien. Ek wil afsluit. En ek wil vir jou vra hoe jou vrede lyk. Het jy vanoggend vrede? Onthou ek het hier die begin vir jou gevra, wat vat jou vrede? Het jy vanoggend vrede? Want God vra dat ons weer sal probeer. Dat ons weer effektief sal doen. In ons koppe en in ons harte 'n besluit sal maak om vir onsself te vra, maar hoekom? Hoekom kan my hart nie rus nie? Hoekom kan my menswees en my siel nie vrede hê nie? En dan sien ons weer dat die brood nie opraak nie. Dan sien ons weer dat die siekwees wegraak. Dan sien ons weer lewe en vrede en guns en gawe in ons vrouens en in ons mans en in ons kinders en in ons vriende se oë. Dan sien ons weer hoop. En ons weet dit is God. Dit is seëning. Dit is vrede. Ek bid dat jy vandag geseënd sal wees. Ek bid dat jou oë vandag God se seëninge in jou lewe sal sien. En dan bid ek dat daardie seëninge vir jou sal vrede gee. Nie omdat dit jy is nie, maar omdat dit God is wat in jou is en altyd sorg. Mag God jou vandag seën met alles wat goed en mooi is. En dan mag my en jou se oë en ons menswees en ons harte dit raak sien. Mag daar die vrede elkeen van ons se menswees word. Amen. Kom dat ons saam bid. Here ons God, as ons na U toe draai en ons soek vrede, dat daar vandag niks in ons pad staan nie. Dat ons net sien en voel en ervaar dat U God is en dat U sorg tot in alle ewigheid. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit omdat U ons God is en omdat ons weet dat ons vrede in U is. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ek vra dat ons afsluit vanoggend met lied 488. Ons gaan dit ook speel en dan as ek klaar vir jou gegroet het met God se seën, sluit ons net vanoggend se erediens af met lied 454. Dit is al twee bekende liedere, jy ken dit. Kom ons sing dit saam met mekaar tot eer van die Here. Sing saam. All the shame he left for
Die Here ons God sal elkeen van julle seën, en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal tot elkeen van julle se redding verskyn, en die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede hoor, en die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen.